Hartlik goeiedag aan elkeen van u hier vanuit die studeerkamer uit. Hier op die laaste dag van 2015, oujaars boodskap. En ek wil graag vir ons lees so bietjie later uit 2 Kronieke 1 vers 1 tot 13. Geliefdes, ons sit met ons koppe vol gedagtes oor die afgelope jaar en oor die nuwe jaar en oor die kom en die gaan van tye en sommer oor ons hier wees in dit alles. En dikwels voel 'n mens soos 'n klein dobbertjie op 'n groot onstuimige see wat niks kan doen nie en maar net oorgelaat is aan die op en die af van die golwe. Dan dink ek weer oor Viktor Frankl, gevangene in die konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog en wat hy gesê het: om mens te wees is meer as om gedryf te word deur goed van buite. Ek is mens, ek maak keuses, ek kan besluit. Op grond daarvan wil ek vir ons lees uit 2 Kronieke 1 vers 1 tot 13. En Salomo, die seun van Dawid, het hom versterk in sy koningskap en die Here sy God was met hom en het hom uitermate groot gemaak. En Salomo het die hele Israel gespreek, met die owerste oor 1000 en oor 100 en met die regters en met elke vors in die hele Israel, die familiehoofde, en hulle het gegaan, Salomo en die hele vergadering saam met hom, na die hoogte wat by Gibeon was, want daar was die tent van samekoms van God, wat Moses die knegt van die Here in die woestyn gemaak het. Maar Dawid het die ark van God uit Kirjat Jearim laat bring na die plek wat Dawid daarvoor ingerig het, want hy het daarvoor 'n tent in Jerusalem opgeslaan. Ook die koperen altaar wat Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur gemaak het, was daar voor die tabernakel van die Here, en Salomo het die vergadering het dit besoek. En Salomo het daar op die koperen altaar wat by die tent van samekoms behoort het, voor die aangesig van die Here geoffer, en daarop 1000 brandoffers gebring. In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê: begeer wat ek jou moet gee. En Salomo het tot God gespreek: U het aan my vader Dawid 'n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak. Here God, laat u woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word, want u het my koning gemaak oor 'n volk, talryk soos die stof van die aarde. Gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan in en uitgaan. Want wie kan hierdie groot volk van u regeer? Toe sê God aan Salomo: omdat dit in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs lange lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het om my volk waarvoor ek jou koning gemaak het, te kan regeer. Daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee, soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos na jou nie sal wees nie. En Salomo het van die hoogte wat by Gibeon is, van die tent van samekoms af, in Jerusalem aangekom, en hy het oor Israel geregeer. Geliefde, Salomo is voor 'n verskriklike groot uitdaging om die regering van die hele Israel, Godse volk, by Dawid oor te neem. Kom ons kyk na die keuse wat Salomo gemaak het en wat God met sy keuse maak. En dan wil ek jou vra om saam met my vanuit hierdie hoek na die afgelope jaar, maar ook na die nuwe jaar te kyk. Salomo kies, God gee hom 'n kans om sy wens in 'n pertinente keuse uit te spel. En dan die wonderlike ding dat Salomo nie na homself kyk en selfsugtig kies nie, maar dat hy kyk na God en kies ter wille van God en sy volk. Hy maak sy keuse so dat God se koninkryk deur sy volk daarby sal baat vind. Dan regeer die almagtige lewende God, het ons gelees daar in vers 12 en vers 13. En ek wil vandag 'n stelling maak. Ons dink so klein en ons drome is so klein, dat ek en jy God inperk. Dat God veel meer is en veel meer kan gee, as wat ons kan dink of kan droom. En persoonlik kan ek daarvan getuig, dat ek oor die jare heen ontdek het dat ek verskriklik klein oor die groote God dink. Ek kan getuig dat hy ook in die afgelope jaar vir my baie meer as 'n droom laat waar word het. En ek wil jou vanaand uitnooi om dit saam met my te ontdek. Die eerste punt wat ek wil maak is: droom groot, dink meer en verwag oorvloedig. Dit
wat jy tot God kan vra. Want onthou, jy is die beperkende faktor. God kan baie meer gee en doen as jy. 'n tweede punt is dat ons besluit belangrik is, dat jy vanaand 'n baie groter mate as wat jy dink die nuwe jaar kan bepaal. Dalk onbewuslik is jy besig om jou jaar in 'n soort van 'n raam te plaas, en dat die raam jou jaar maak of breek. Salomo se besluit het letterlik vir hom die lewe oopgesluit. Vir 'n bykans onmoontlike situasie tot 'n baie gunstige situasie met wysheid en kennis vir sy taak en daarby rykdom, besittings en aansien as 'n bonus. Natuurlik gaan daar in die jaar wat kom op jou pad goed kom wat jy nie nou al kan voorsien nie. Daar gaan die lekker wees, maar daar gaan ook die sleg wees. Maar die raam wat jy vandag kies, sal 'n baie groot rol speel in jou belewenis daarvan. Jy is nie net 'n slagoffer van omstandighede nie, nee, jy is ook die skepper van omstandighede, en daarom nooi ek jou vanaand om vir jou 'n raam te kies vir die nuwe jaar. Kies wie jy is, kies aan wie jy jou lot toevertrou, kies om God jou raam te maak. Hy wil, en Kersfees het dit vir ons bevestig, laat sy wil dan jou wil word. Om die keuse te kan maak vir die nuwe jaar, moet ons eers klaar kry met die ou jaar, want daar is altyd maar iets wat ons leer by dit wat in die verlede gebeur het. Daarom gaan ons nou 'n afsluitingsoefening doen, net soos wat ons met finansiële state moet maak. Ek dink Salomo het ook eers weer gedink oor Dawid se koningskap en oor Israel, oor sy hoogtepunte en sy laagtepunte, en in die lig daarvan het hy 'n keuse gemaak. Nou sal jy vir my vra, maar hoe kry ons klaar met die ou jaar? Daar is 3 dinge. Onthou, hanteer en erken, en laat los. God werk nie in sy boekhoustelsel met skuld nie. Hy wil nie hê dat ek en jy die nuwe jaar moet ingaan met die ou jaar se skuld nie. Laat jou gewete onder die leiding van die Heilige Gees die ouditeur wees, wat onafgehandelde sake opspoor en klaar kry met die verlede. Onthou, wees eerlik met jouself. Hanteer of erken, moenie wegsteek nie, moenie wegskram nie, dan kan jy dit nie laat verbykom nie. En die derde ding, laat los, gee dit oor in die hande met die spykermerke in. Hy wil, hy het reeds daarvoor betaal. As die Heilige Gees jou dalk van iets bewus maak wat jy terwille van iemand anders moet gaan doen, hoor dit dan en gaan doen dit. Anders draai jy onnodige skuld saam met jou. Maar asseblief, los al die ander goed nou, besluit om dit te los, noem dit vir God en besluit om dit aan sy voete neer te lê. Oswald Chambers het gesê, los die stikkende, onherhaalbare verlede in God se hande en stap in die onmoontlike toekoms met hom in. Ek wil geleentheid gee vir stil gebed. Dink aan waar die jaar begin het, daar by die huis of by die gesin, die eerste kwartaal by die skool of by die werk, die tweede kwartaal met Pinkster. Ag, daar is soveel dinge wat ons aan kan dink. Sien iets groters as die seer en die floppies en die stikkend. Sien die raam wat God se liefde in die afgelope jare vir jou was, dat sy liefde onverdiend, oorvloedig was en genoegsaam. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Nou dat jy klaar stil gebed gedoen het met dit alles in gedagte, kan ons terugkom by Salomo in die nuwe jaar en die besluit wat ek en jy vandag oor die nuwe jaar moet maak. Nou kan jy met die liefdevolle God in gedagte wat 1000 maal meer is vir jou as wat jy ooit kon droom of dink, wat aan die begin van die vorige 1000 jaar daar was en wat ook aan die einde van die volgende 1000 jaar daar sal wees. Kies hom en sy wil nou as die raam vir jou nuwe jaar en skilder dan met sy krag vir jou 'n skildery in die nuwe jaar wat God se koninkryk voorstel. As jy dit doen, is die keuse net so wys so Salomo se en sal God jou oorvloedig seën en vir jou elke dag nuwe vars genade en liefde gee.
Onthou, God maak jou die medeskepper van jou toekoms, nie 'n slagoffer nie. Daaruit het hy jou reeds gered. Daarom sê die Here ook vandag vir jou, vra wat jy nodig het, en ek sal dit vir jou gee. Amen. Kom ons bid saam. Troue en almagtige God en Hemelvader, waar ons aan die einde van 'n ou jaar staan, op die drempel van 'n nuwe jaar, dankie dat ons kan weet, dat ons die skulde en die laste van die ou jaar aan die voete kan kom neerlê, dat ons 'n blaadjie kan omblaai, en dat ons die nuwe jaar kan ingaan. Maar Vader, gee dat ons dit sal doen, met ons hand in u Vaderhand vas, dat ons dit nie sal laat los nie, en dat ons sal stewig vashou. Here, dra ons in dit wat ons nie weet wat op ons wag nie. Dankie dat ons kan weet, ons is tot alles in staat, deur u wat vir ons die krag gee. Seën ons in die nuwe jaar, dat dit weer sal wees tot opbou en tot uitbou, ook van u koninkryk op aarde. Ons loof en ons prys u, vir nog 'n jaar wat toegevoeg word aan ons lewens. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. 'n Baie voorspoedige nuwe jaar van my en Annetta vir elkeen van u wat ook na hierdie boodskap sal luister. Mag daar vreugdevolle, seënvolle en vredevolle jare vir u voorlê. Totsiens.